Ons hemelse Vader, ons buig vandag voor U en ons plaas ons hele kerkfamilie in U hande. En ons bid weer, Here, vir elke persoon wat 'n operasie in die gesig staar. Ons vra, Here, dat U die hande van die mediese spanne sal lei. En ons bid vir genesing, Here. Ons bid vir ons broers en susters wat teen kanker veg. Ons bely, Here, dat U ons God is, 'n God wat genees. En ons staan in geloof, Here, en ons glo vir wonderwerke in hulle liggame. Here, help ons. Ons bid vir ons jong mense en ons bid dat hierdie generasie nie die druk van die wêreld verlei sal word nie, maar gewortel en geanker sal bly in U. Ons lig ook ons kerkleiers voor U. Ons predikante, ons ouderlinge en almal wat in die bediening dien. Skerm hulle asseblief, Here, teen die aanvalle van die vyand. Ons vra dat U saam met Nathan sal wees daar in Asië, waar hy besig is om Veritas opleiding te gee. Ons bid, Here, en ons vra die seën oor ons diens vanoggend. Dat elke lied, Here, en elke woord wat gespreek word vandag, en elke oomblik van aanbidding vandag, U naam verheerlik. Ons vra dat lewens aangeraak sal word, Here, en dat harte getransformeer word, Here, en dat niemand hier is vandag wat sal uitstap dieselfde as wat hulle hier ingestap het nie. Ons bid dit, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Die afgelope paar Sondae het ons oor die leringe van Paulus gesels. En ons het gekyk na die leringe van Paulus in ons reeks wat handel oor ons identiteit in Christus. Ons het vandag 'n paar gedeeltes wat ons wil saamlees en ons kan dit saamlees as ek dit op die skerm sit, want daar's 3 of 4 verskillende gedeeltes waaruit ons gaan lees. Ons lewe vandag in 'n veeleisende wêreld wat vir ons voortdurend vra: waarop is jy trots? Wat definieer jou? Waar vind jy jou waarde? In hierdie selfde wêreld het vir ons ook baie antwoorde daaroor. Soos om trots te wees op jou prestasies en op jou erfenis en op jou intellek. Trots te wees op jou status en jou besittings. En dan kom Paulus en hy gee vir ons 'n radikale ander antwoord in Galasiërs 6 vers 14. 'n Antwoord wat die wêreld daai tyd omgegee het en wat nog steeds vandag vir ons 'n uitdaging is. Paulus maak die mees buitengewoonste stelling wat daar seker in die hele skrif is. Kom ons lees saam Galasiërs 6 vers 14. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek nooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Ek het ook opgeslaan uit 'n ander weergawe en kom ons lees dieselfde stuk uit die Bybel vir almal vertaling. Daar staan: ek wil net oor een ding spog, en dit is oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Hy het vir my gesterf, en daarom is die dinge waaroor die mense spog, nie vir my belangrik nie. Hy sê dat om vir enige iets anders as in Jesus te spog, is verkeerd. Paulus sê, vir hom is mense wat in enige iets anders spog, ondenkbaar. Want ons moet een ding verstaan. Hierdie stelling wat hy gemaak het, was baie radikaal.
Want in Paulus se wêreld wat hy geleef het daai tyd, was die kruis nie 'n stukkie juweliersware of 'n simbool van geloof wat vandag om ons nekke hang nie. In Paulus se tyd was die kruis 'n instrument van marteling en van skaamte. En dit was gereserveer vir die ergste kriminele wat daar rondgeloop het. Vir Paulus om in die kruis te spog is soos wat ons vandag in die elektriese stoel spog. Dit was dwaasheid vir die Grieke daai tyd. En dit was 'n struikelblok vir die Jode. Maar weet jy wat? Dis nog steeds 'n struikelblok vir ons ook vandag. Paulus sê wat my betref mag ek nooit roem in enige iets behalwe in die kruis nie. Hoekom sê hy so? Want die kruis is waar alles verander het. Dis waar God se liefde en geregtigheid ontmoet het. Dis waar ons opstanding ontbloot is en ons versoening gekoop is deur Jesus Christus. Dis waar die godsdienstige trots wat Paulus se lewe geïdentifiseer het, as totaal nutteloos en waardeloos ontbloot is. Want dis waar die genade wat sy lewe en ons lewens vandag transformeer, en daai genade is daai tyd vrylik weggegee. In Filippense 3 vers 3 sê Paulus vir ons wat dit prakties beteken. Hy sê daar, ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Wat sê Paulus? Paulus sê dat ware besnydenis, die soort wat vir God saak maak, is geestelik, nie fisies nie. Ware kinders van God is die wat wanneer hulle bid, dan maak hulle staat op die Heilige Gees en nie op hulle self nie. Wat hulle vertroue en roem in Jesus plaas en wat nie op uiterlike godsdienstige dade staat maak nie. Maar daar's 'n dieper punt wat Paulus ook wou noem. Paulus het gesteun op 'n konsep wat ook in die Ou Testament in Jeremia 4 vers 4 gaan oor die besnydenis van jou hart. In Jeremia 4 vers 4 sê, besny, wy jouself, heilig julleself vir die Here en verwyder die onbeseendheid, verwyder die sondes van julle hart. Kortom gestel, dis Paulus se manier om vir ons te sê, dis nie 'n innerlike transformasie en toewyding aan God nie. Dit is wel 'n toewyding aan God, maar dis nie 'n uiterlike ritueel nie. Galasiërs 6 vers 15 sê vir ons, want dit is nie belangrik of 'n mens besny is of nie besny is nie. Die belangrikste is, ons Here Jesus Christus het ons verander, en ons is nou nuwe mense. Wat Paulus gesê het, was baie belangrik, omdat hy daai tyd die natuurlike orde van wat die mense geglo het, heeltemal omvergekrap het. Want as daar ooit iemand was met onberispelike kwalifikasies om te spog, dan was dit Paulus. Want Paulus die apostel het 'n unieke mengsel van Joodse, Griekse en Romeinse titels gehad. Hy was 'n Romeinse burger. Hy was 'n hoogs opgeleide fariseer. Hy was 'n Hebreër van die stam van Benjamin. En hy kon vlot Grieks praat. En sy agtergrond het intense ywer vir die Joodse reg ingesluit. Paulus het die Joodse wet op die palm van sy hand geken. En ten spyte van hierdie indrukwekkende kwalifikasies wat hy gehad het, het Paulus geskryf, vir my is dit rommel in vergelyking daarmee om vir Jesus Christus te ken.
Die Griekse woord wat Paulus gebruik het, was skibalon. Skibalon verwys na vullis, afval en selfs mis. As ons lees in die Bybelvertaling, dan staan daar uit Filippense 3 vers 7. Ja, ek het gedink al hierdie dinge is baie belangrik. Maar ek het in Christus Jesus begin glo. En toe het ek besef dat dit alles beteken niks. Ek weet nou dat die belangrikste ding in die lewe is om Christus Jesus my Here te ken. Al die ander dinge beteken niks. Paulus sê dat hy alles, sy status, sy prestasies, sy godsdienstige agtergrond, alles as skibalon beskou in vergelyking daarmee om vir Jesus Christus te ken. Hy beklemtoon vir ons en hy wil hê ons moet duidelik weet hoe waardeloos al die dinge vir hom was. En dis die kern van wat dit vir ons beteken om net in Christus te spog. As ons Romeine 6 vers 6 gaan lees, dan brei Paulus 'n bietjie uit meer oor hierdie waarheid. En hy sê vir ons, ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Die gemeente, die kruis is nie net iets wat Jesus vir ons deurgemaak het nie. Dis iets wat ons saam met hom deurgemaak het. En wat beteken dit prakties vir ons? Dit beteken prakties dat toe Christus gesterf het aan die kruis, het ons ou self saam met hom gesterf. Die persoon wat ons was, daai persoon wat verslaaf is aan sonde en wat leef vir die goedkeuring van ander en wat ons identiteit in die wêreld soek, daai persoon saam met Christus aan die kruis vasgespijker. Daai ou persoon wie jy was, is dood. En dit beteken dat die wêreld se waardes, die wêreld se eer en die wêreld se erkenning en die wêreld se kritiek het geen mag op iemand wat dood is nie. So kyk die wêreld ook vandag na gekruisigde Christene en hulle sien in ons iemand wat nie omgee vir wêreldse belange nie. En dit is vir ons uitdaging sit. Ons kan die vraag nou vra. Hoekom sal iemand dit kies? Hoekom sal enige iemand die dood wil omhels? Hoekom sal jy alles wil prysgee wat die wêreld vir jou bied? Dan gee Paulus vir ons die antwoord in Filippense 3 en hy sê, terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword en beskou ek dit as vullis. Hoekom? Sodat ek Christus as wins kan verkry en in hom bevind kan word. Nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus. Die regverdiging wat van God kom deur die geloof en sodat ek Christus kan ken. Die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. 3 keer in hierdie skrif wys Paulus vir ons sy doel en sy dryfkrag in die lewe. Paulus sê, sodat ek Christus as wins kan kry. Nie net in Christus kan glo nie. Nie net hemel toe gaan as ek doodgaan nie. Maar verkry Christus, besit Christus, wees een en verenig met Christus. En Paulus sê ook, dat ek in hom gevind mag word. Nie op ons eie geregtigheid staan nie. Nie vertrou op ons eie godsdienstige pogings nie.
maar by identiteit in Christus vind. En dan laastens sê hy ook, sodat ek hom mag ken. Nie van hom weet nie, maar hom persoonlik ken. Om die krag van sy opstanding te ken, want dis dieselfde krag wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het. Ons wil in sy lyding deel. Ons wil so met Christus identifiseer, dat sy pyn ons pyn word. En hoe leef 'n mens dit uit? Hoe doen jy dit? Hoe spog ons in die kruis in 'n wêreld wat ons voortdurend versoek om in onsself te spog? Eerstens, ondersoek 'n bietjie waaroor spog jy. Vra vir jouself die vraag, as ek so loop en spog, waar vind ek my identiteit? Wat laat my waardevol voel? Is dit my loopbaan sukses? My familie-erfenis? My intelligensie? Is dit my voorkoms? Of is dit my morele waardes? Nou ek wil vir u noem dat hierdie dinge is nie noodwendig sleg nie. Maar as dit is waarin jy spog, dan spog jy nie in die kruis nie. Dan spog jy in jouself. Tweedens moet ons dood saam met Christus omhels. Die ou jy moet sterf. En dit is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis 'n daaglikse werklikheid wat elke dag gebeur. Elke dag moet ons onsself as dood aan sonde beskou en lewendig in Jesus Christus. Elke dag. En wanneer die begeerte na die wêreldse goedkeuring opvlam, dan sê ons, daai persoon is dood. En wanneer ons die trots van die lewe het, wat ons versoek, dan sê ons, ek is gekruisig in Jesus Christus. En dis waaroor ek spog. Derdens, ons moet daarna streef om Christus bo alles te ken. Paulus se doel in sy lewe was nie om die belangrikste apostel te word wat daar ooit geleef het nie. En hy het ook nie probeer om te kyk hoeveel kerke hy kon stig nie. Sy doel was om vir Jesus Christus te ken. En alles anders wat hy bereik het daaruit gevloei. Gemeente, hoeveel tyd spandeer ons om vir Jesus Christus self te ken? Nie net om oor hom te lees nie, nie net om van hom te weet nie, maar om te ken, en om te ervaar, en om 'n verhouding met hom te kweek. Vierdens, moet ons alles wat ons het, as verlies beskou in vergelyking daarmee, om vir Jesus Christus te ken. Dit beteken nie dat jy al jou verantwoordelikhede moet prysgee en dat aardse dinge glad nie saak maak nie. Dis nie wat dit beteken nie. Wat dit beteken is, geniet dit, maar hou dit vas met 'n oop hand. Sodat die dag wanneer jy moet kies, dat jy bereid is om daai oop hand oop te maak en alles te laat vaar om vir Jesus Christus te ken en aan hom getrou te bly. As jy mooi hierdie stukkie lees, vir die van u wat weet wat 'n paradoks is. Paulus gebruik 'n paar paradokse hier. En ek het dit op die bord, op die skerm gesit, wat 'n paradoks beteken. Dis 'n stelling of 'n situasie wat op die oog af teenstrydig of onlogies lyk, maar tog 'n diepere waarheid kan ken. En hier is 'n paar van die paradokse wat Paulus gesê het. Wanneer ons ophou om alles te probeer wen wat die wêreld bied, maar om alles eerder omhels en alles verloor in Christus. Wanneer ons saam met Christus sterf, dan staan ons saam met hom op.
Wanneer ons aan die wêreld gekruisig word, dan word ons in Christus Jesus lewendig gemaak. Kan jy die paradoks sien? Jesus sê vir ons in Markus 8 vers 35, want as daar iemand in homself red, dan sal hy sy lewe verloor. Maar as iemand sy lewe verloor omdat hy lief is vir my en vir die goeie boodskap, dan sal hy sy lewe red. Jy moet sterf om lewendig te word. Gemeente, die kruis is nie net ons verlossing nie. Dis ons identiteit. Dis nie net die middel van ons redding nie, dis die patroon van hoe ek lewe elke dag. Die kruis is nie net wat Jesus vir ons gedoen het nie. Want dit wat hy gedoen het vir ons, moet ons omhels vir onsself. So die vraag is, dit wat Jesus vir ons gedoen het, wat maak jy daarmee? Paulus kon oor baie dinge spog. In plaas daarvan het hy gekies om te spog oor die een ding wat die hele wêreld as dwaasheid beskou. Hy het gespog in 'n gekruisigde verlosser. En deur dit te doen, het hy die buitengewone waarde daarvan gevind om vir Jesus Christus te ken. So die vraag vir ons elkeen vandag is, waarmee spog jy? Waar is jou vertroue? Waarvoor leef jy? En mag ons by Paulus aansluit vandag en ook sê, wie is ek om te spog in enigiets behalwe in Jesus Christus? Mag ek alles as verlies beskou in vergelyking daarmee om vir Jesus Christus te ken. Mag ons vandag in Christus gevind word en Christus in ons. Mag ons nie 'n regverdigheid van ons eie hê nie, maar die geregtigheid wat deur geloof in Jesus Christus kom. As jy daar buite rondloop, dan sit nie kyk wat het ek bereik nie. Nee, dis kyk wat het ek bereik deur die genade van Jesus Christus. Want niemand kan enige iets vir homself bereik nie. Die evangelie vandag gaan nie net oor Jesus wat gesterf het, sodat ons sondes vergewe kan word nie. Dis dat ons saam met Jesus gesterf het, sodat die sonde wat 'n greep het op ons vandag gebreek kan word. Jy is nie meer wie jy was nie. Die kruis het nie net ons status voor God verander nie. Dit het jou hele lewe verander. So wanneer die sonde roep, onthou, jy dien nie meer daai meester nie. Jy is dood aan die sonde en jy is lewendig in Jesus Christus. Gemeente, en dis nie net wensdinkery nie. Dis 'n werklikheid wat deur die bloed van Jesus Christus aan die kruis gekoop is. Ek wil vir jy sê vandag, as jy moeg is om jouself in die lewe te probeer bewys, hou op. Hou op en vind jou rus en vrede in Jesus. Moet geen vertroue in jou eie vlees hê nie. Nie omdat jou pogings nie saak maak nie, maar omdat jy nie jouself kan red nie. Maar weet jy wat? Ons is nooit bedoel om dit te doen nie. So as jy moet spog, spog in Jesus. En as jy bid, aanbid
deur die Heilige Gees en ontdek die vreugde van 'n Christendom wat nie berus op wat jy aan God gebring het nie, maar wat op God vir jou gedoen het deur sy seun Jesus Christus. En ek wil afsluit met 1 Korintiërs 4 vers 7, en ek wil vir julle sê, 1 Korintiërs 4 vers 7 praat reguit met ons, en hy sê, wie gee jou miskien die reg om te dink jy is beter as iemand anders? Het jy miskien iets wat jy nie van die Here afgekry het nie? Nou ja, as jy alles van hom afgekry het, waarom gaan jy so te kere asof dit jy self is wat so goed is? Ware roem behoort aan God alleen. Want dit wat ons het ons ontvang uit genade. En as jy iets ontvang het uit genade, wat dit vrylik vir jou gegee is, wie is ons om daarmee te loop en spog, asof ons dit verdien het? Die eer en die roem behoort aan Jesus Christus. Gemeente, as ek ons reeks 'n bietjie opsom van wat ons tot nou toe gedoen het, dan gaan dit hieroor. Ons leef nie meer nie, maar Christus leef in ons. Die ou jy is dood en die nuwe jy is 'n kind van God. En in Christus het ons die Heilige Gees ontvang en ons is almal een in Christus vandag. Ons is erfgename. Ons het die ware besnydenis. Ons wat deur sy Gees dien. En as erfgename van Christus is ons dood vir die wêreld en daarom spog en roem ons net in die kruis. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here, vergewe ons asseblief vir die tye wat ons roem vir onsself gesoek het en eer vir al ons prestasies. Herinner ons weer vandag, Here, dat daar's niks om oor te spog behalwe in U nie. Elke geskenk wat ons ontvang kom uit U hand. En elke asemteug wat ons neem vandag is enkel alleen uit genade. Mag ons net roem in die kruis van Jesus Christus. Mag ons net roem in 'n God wat vlees geword het. Mag ons roem in die liefde van 'n verlosser wat gewillig vir ons gelei het. En as ons moet spog, Here, mag ons net spog in die wonder van 'n dood wat lewe gebring het. Ons bely, Here, daar's meer glorie in die kruis as in enige iets wat ons ooit kan bereik. En ons bid, Here, dat as die wêreld ons vra vandag, wat maak jou waardig? Dan mag ons antwoord altyd wys na wat U gedoen het. Ons bid dit, Here, in die naam van Jesus Christus.